Dis 'n ja van my kant af. Andrei se rum en raisin troostblokkies. Kom ek wys jou hoe maak ek dit. Ek gebruik graag Stork se white margarine vir baking and icing. So ek gaan 2 eetlepels van hierdie in 'n potjie gooi oor matige hitte. So alvorens ek die kondensmelk byvoeg, gaan ek eers die baking margarine laat smelt. En lekker dik geword. So ek haal nou van die plaat af. En my vanilla essence. 'n teelepel daarvan. Ek gaan so met my hart skat hierso vandag. So ek voeg dit hierby. En ek roer hom mooi deur. Nou die vanilla essence deurgeroer is die plaat afgesit en ek gaan nou my tennisbiscuits hierby voeg en hom mooi deurroer. So ek het 1 en 'n half pakkie tennisbiscuits fyn gemaak. Ek dink ek gaan net eers toets hoeveel ek wil by hê voor ek alles net ingooi. Kom ons roer eers. So hy lyk nou so en ek dink ek kan nog so 'n bietjie byvoeg. So plus minus 1 pak tennisbiscuits is perfek. Dit is voldoende. So hierdie gaan 'n glaspak toe. Oor matige hitte 2 eetlepels Biscoff. Ek gebruik sommer die crunchy. En ek kan net eers 'n bietjie smelt. So nou dat dit mooi gesmelt het, gaan ek 1 koppie chocolate chips byvoeg. So jy wil versigtig wees dat jou sjokolade nie aanbrand nie. So roer hom maar die hele tyd so mooi oor lae hitte. Jy kan begin met medium hitte en afstel na lae hitte, laat hy net mooi smelt sonder om aan te brand. Ek gaan nou 'n knippie sout byvoeg terwyl hierdie nog lekker voortsmelt. Ek het die plaat nou op 1 gesit met 'n knippie sout om die soetigheid te breek. So hierdie is die crunchy Biscoff wat ek ingegooi het. Dit mag dalk lyk of al die sjokolade nou nie klaar gesmelt het nie, maar ek neem aan dit is daai stukkies van die Biscoff wat my hier wys. So nou kan ek die marshmallows byvoeg. 'n hele volle 150 gram marshmallows. Ek gebruik sommer hierdie mini marshmallows van Mr. Sweet. En dan weet ek hoef nie te sukkel om groot marshmallows fyn te sny, want die marshmallows as hulle klein is, gaan hulle net makliker smelt. Ek skat maar met my hart hierso. En ek gee met weer 'n lekker roer. So vat gaan my spatula en ek gee ons maar net so sprei met spray en koek. Gooi hom nou hier so oor. En ek gaan hom net so plat druk met my spatula. Net mooi oor versprei. En kyk het mooi kom hy by mekaar julle. So ek versprei hom net so dat hy dan oral mooi bedek is. Nadat dit grootendeels afgekoel het, gaan ek hairstrous bo-oor gooi, net vir 'n bietjie kleur en om dit mooi te laat lyk. So ek was nou stout geweest en ek het die hele boksie hairstrous hieroor gegooi, maar ek is nie spyt nie. Kyk hoe mooi lyk dit julle. So die hairstrous het nou wel die hele wêreld vol gerol. Maar toe het ek dit so ingedruk met my hand, dat hulle mooi op hulle plek sit.
So ek wag eers dat hierdie sjokolade gedeelte mooi afkoel voor ek die airfryer bo optrek. Anders gaan dit smelt. En dit wil ons nie hê nie. Ek gaan eers na hierdie ouetjie in die yskas sit vir so 2 ure voor ek dit sny in blokkies. En so het die oomblik van waarheid aangebreek. Kom ons kyk hoe lyk julle. Hy het mooi geset. Lekker koud. En nou kan ek hom sny. Kom ons kyk. Hoe kom dit uit? Hy is nogal hard. Ek het 2 hande nodig hier so. Ek het een handarm hier so hier om vas te hou. Ek gaan later mooi sny. Ek wil net daarom kan toets. Hoe proe dit? So julle, hier so is die oomblik van waarheid. Hy lig mooi uit. Ja, straks gaan nie daar bly nie. So lyk my troosapie. Troosblokkie. Andrei se troosblokkie. Andrei se ram en raisin troosblokkies. Yummy. Regtig iets anders hierdie. Experiment, maar 'n lekker eksperiment. Yummy, yummy, yum. Daardie ram en raisin kom goed deur, maar is lekker chewy. En Dis 'n ja van my kant af.